1 Timoteus 2. Kom ons buig net ons hoofde saam voordat ons saam lees. Here, wat 'n voorreg om so by mekaar te kan wees in hierdie oggend. Wat 'n voorreg om te kan weet, Here, dat U ons Vader is, ons verlosser, Jesus Christus. Ja, Here, dit is wonderlik om te kan weet, U het na hierdie wêreld toe gekom. U die Logos, die woord, het mens geword en onder ons kom woon. Ja, Here, ons het die heerlikheid gesien. Wat 'n voorreg om in hierdie oggend die woord oop te maak, te lees en te weet, dis U wat met ons praat. O Heilige Gees, dat U vir ons harte sal ontvanklik maak. Dat ons na U sal luister, sal geag slaan op die woord. Dat ons gehoorsaam sal wees in alles. Ons bid dit in U naam. Amen. In Timoteus 2, ons gaan lees van vers 8 af. Ek verwag van die mans dat hulle op elke plek sal bid, met heilige hande omhoog, sonder woede en rusie. So ook moet die vroue hulle self versier met behoorlike klere dra, beskeie en sober, nie met haarvleksels en goud of parels of dierklere nie. Maar soos dit vroue pas wat bely dat hulle God aanbid met goeie werke, 'n vrou moet haar stilweg laat onderrig in volle gehoorsaamheid. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie. Sy moet haar stil gedra. Net tot hier van gaan ek lees, volgende week is kinderdiens en die week daarop sal ek aangaan met hierdie gedeelte om ook beslissing oor hoe hy teruggaan na Adam en Eva toe. Maar ons het op hierdie stadium te veel om te hanteer, so daarom gaan ons net na hierdie gedeelte tot daai vers kyk. Paulus begin in die Grieks en hy wys daar daarom. En die daarom het te maak oor dit wat in die kerk plaasvind. In hoofstuk 2 het hy begin oor hoe lyk die kerk? Wat vind plaas in die kerk? Hy gaan later aan uitkom by leierskap in die kerk. En daarom is dit waaraan ons hier kyk vanmôre het te maak oor hoe lyk die kerk van die Here Jesus Christus. Paulus gebruik hierdie woord elke plek in hierdie gedeelte wat hy sê, waar hulle elke plek waar hulle voorkom, kom 4 keer voor in Paulus se briewe wat hy skryf, en elke keer het dit te maak oor die gemeenskap van die gelowiges, die kerk, waar mense by mekaar kom. Kom ek lees vir julle gou net 'n voorbeeld dat jy kan sien hoe Paulus hierdie gedeelte herhaaldelik so gebruik. In 1 Korintiërs 1 vers 2 sê hy die volgende: aan die gemeente van God in Korinte, wat in Christus Jesus geheilig is deur God, geroepe heiliges, sal met almal wat op elke plek die naam van die Here Jesus Christus aanroep. Kan jy dit hoor? Elke plek die naam van die Here Jesus aanroep, dis waar die gemeenskap van die gelowiges is. Nou praat hy met die manne eerste. So die manne kan luister, vroue kan op hierdie stadium net mooi luister, die gedeelte gaan nou by julle ook uitkom. Wat moet manne doen? Hy sê daar, manne moet hulle hande oplig. Nou, dit het niks te maak met manne wat hulle hande opsteek. Okay, daar's baie manne wat hulle hande opsteek en daar's 'n probleem. So dit gaan nie oor hande opsteek nie. Was daar mense in die Ou Testament wat gebid het en hande opgesit het? Absoluut. Volk kan dit baie duidelik kan ons dit sien. Maar baie keer sien ons ook in die Bybel was dit nie 'n normale vir hande ophef nie. Maar hier het dit nie te maak met dit nie. En die rede hoekom ons dit weet is omdat hy vir hulle vertel wat verwag hy van hulle. Wat is dit wat moet plaasvind met hande oplig? Kom ek lees vir julle gedeelte in Jesaja. En miskien kan jy saam met my dit gou lees dat jy mooi daarna kan kyk. Jesaja 1. Jesaja 1 vers 15 tot 18. Jesaja 1 vers 15 tot 18 sê die volgende. Hy skryf op hulle en hy sê, as julle julle hande uitstrek, sluit ek my oë vir julle. So God sê, ek sluit my oë vir julle, as julle julle hande uitstrek. Selfs as julle bid, luister ek nie. Julle hande is vol bloed. Was julle,
reinig julle. Verwyder julle bose dade voor my oë. So dis presies wat hy hier besig is om te sê. Paulus is besig om terug te gryp na die Ou Testament toe om vir jou iets te sê oor wat God sê rakende mans wat bid, mense wat bid, want dit geld net so vir die vroue in terme van as jy bid. Hier het te maak oor in die kerk, as daar gebid word, wat moet plaasvind, die manne as hulle bid, maar ook in jou geheel, as jy besig is om te bid, is dit belangrik, hoe lyk my lewe? Kom ons kyk verder, vers 16 van hierdie gedeelte. Was julle, reinig julle, verwyder julle bose dade voor my oë, hou op om kwaad te doen, leer om goed te doen, bevorder die reg, lê die onderdrukker aan bande, handhaaf die reg van die vaderloses, verdedig die weduwee se regsaake. Kom tog, laat ons die saak uitpraat, sê die Here. Al is julle sondes rooi soos skarmosyn, dit sal wit word soos sneeu. Al is dit rooi soos skarlaken, soos wol sal dit word. Baie belangrik as jy wil bid, wat is dit wat belangrik is voor jy wil bid? Jy moet jou lewe skoonmaak, regmaak. Kom ons kyk na nog een, Psalm 66 vers 18. Want wat onreg betref, as ek dit in my hart sou begewaar, sou my Heer nie geluister het nie. So as daar onreg in my hart is, wat sê die psalmdigter? Gaan die Here na my luister as daar onreg in my hart is? Glad nie luister hy nie. Matteus 6 vers 14 tot 15. Net nadat hy die Onse Vader vir sy volgelinge leer, sê hy die volgende: Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortreding nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortreding ook nie vergewe nie. So as jy mense nie kan vergewe nie, wat sê dit vir jou gebed? God luister nie na jou nie. Hy vergewe jou nie in die mate wat jy nie ander kan vergewe nie. Solank as jy nie ander kan vergewe nie, sê God, kan ek jou ook nie vergewe nie. Petrus het 'n baie belangrike, wat hy praat met die man spesifiek ook. Hy sê vir hulle die volgende in 1 Petrus 3, as hy praat oor wat is die rol van die man, wat moet die vrou doen, as hy ongeredde man is, hoe moet sy optree, sy moet stil bly. En dan sluit hy daai perikoop af, met vers 7 wat hy sê, net so mans, moet julle in julle lewe saam met julle vroue begrip toon vir hulle, as die swakkere geslag, en hulle as mede-erfgename van die gawe van die lewe, met respek behandel, sodat julle gebede deur niks belemmer word nie. So as jy jou vrou nie goed behandel nie, wat beteken dit van jou gebed? Beteken die Here antwoord dit nie. Hy luister nie na jou gebed. Ongelooflik belangrik dat in my gebedslewe, dat ek ook vergifnis kry, dat ek regmaak met mense, dat ek mense vergewe, en die manier hoe ek my vrou hanteer, dat dit werklik waar sal wees, op so 'n manier, dat God se naam verheerlik sal word. Dan sê hy verder, hy sê, mans, as julle bid, kom by mekaar, en moenie kom met toring en twis nie. Met toring en twis. Nou, dit is nogal interessant hoe mans hou daarvan om te argumenteer, meer as vroue. Dit is 'n interessante verskynsel. En Paulus weet daarvan, want hy self ook 'n man, God gee die Heilige Gees vir hom, en hy sê, mans moet baie keer pas op, dat hulle nie begin twis oor goeders wat niks met die prys van eiers uit te waai het. Okay? Daar sekere dinge waar jy Paulus sal sê, joh, Paulus, jy twis oor baie dinge, maar is elke keer rakende wat die woord sê. En hy gaan duidelik met die gemeentes om, en hy sê, hoor hierso, dit is wat God se woord sê. Dit is nie twis nie. Twis het te maak, en strydighede het te maak oor, wat hy alreeds genoem het, mense wat beklei oor die geslagsregisters. Mense wat oor belaglike goed met mekaar beklei. Hulle wil sê, hoor hierso, nee, ek stem nie met jou saam nie, en dan luister hy nie eers na die ander een nie, hulle begin net te beklei en te stry. Dis waaroor dit hier gaan. Daar's 'n onvrede in die kerk van die Here Jesus, en die Bybel sê, dit mag nie so wees nie. Daarom, een van die aspekte van 'n ouderling, ons gaan daarby kom in 1 Timoteus 3, wat sê hy? Hy mag geen drinker wees nie, geen vegter, hy stry oor alles, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige persoon nie. As jy strydlustige persone, man, jy stry oor alles,
Jou vrou sal sê die lig is blou en jy sal sê nee, dis meer violet vanmôre. Heeltyd besig om met mekaar te stry. Matteus 5 sê Jesus vir sy volgelinge, en wanneer julle by die offergawe na die altaar bring, en julle daar onthou dat jou broer iets teen jou het, as hy teen jou iets het, jy onthou hy het iets teen jou, laat jou offergawe net daar by die altaar gaan, en gaan versoen jou eers met jou broer, en gaan gee dan jou offergawe. Maak reg, vergewe. So een van die belangrikste aspekte wat ons sal sê, wat is 'n belangrike aspek van as ek wil bid? My hart moet rein wees. Daar moet vergifnis wees. Ek moet vry wees. Daar moet nie iets tussen my en my vrou wees nie. Daarom, as daar 'n stryd tussen jou en jou vrou is, gaan maak dit reg voordat jy gaan bid. Okay? Van dit help nie jy gaan bid nie. Maak dit reg. Kan jy dink hoe wonderlik sal die huwelike lyk as mans en vroue begin sê, kom ons doen wat die Here sê. En mans en vroue besef hoe belangrik dit is dat ek 'n gebedslewe het met die Here, en daarom, omdat ek dit wil hê, ek wil hê hy moet my vergewe, daarom vergewe ek ander mense. Daarom vergewe ek my vrou. Daarom vergewe ek my man. Maak dit sin? Okay, so kom doen julle dit nie. Dit is belangrik dat ek hierdie ding die hele tyd moet doen. Ek moet vergewe. Weet wat, een van die wonderlikste dinge is ek Stefanus sien. Stefanus terwyl die klippe op hom reën, en hy alle reg het om op daai stadium kwaad te raak vir die persone wat hom stenig. Hy het net God se werk gedoen. Kan hy vir hulle bid. En hy kan sê, Here, vergewe vir hulle. Daarom is een van die belangrike dele ook, as hy bid, want hy het vir hulle vertel in die eerste gedeelte van hoofstuk 2, sê hy, vir wie moet ons almal bid? Mense wat in hoë geplaaste posisies is. Hoekom wil ons vir hulle bid? Ons wil bid dat hulle gered sal word. En nou gaan hy aan met hierdie gedeelte en hy kan sê, wat in jou eie lewe, kind van die Here, moet jy jou hande ophef in jou gebedslewe. Dit beteken in jou gebed tot die Here moet jy werklik waar seker maak, jou hart is skoon, jou hart is rein, sodat jy vir mense kan bid, Here, red hulle, verander hulle, bring hulle tot inkeer. Mans het 'n belangrike taak in die kerk. Nie net moet hulle bid, rein hande ophef, heilige hande ophef nie, maar hulle moet seker maak dat hulle lewens, dat hulle reg gemaak het met die Here voor hulle voete in die kerk sit, dat hulle reg maak, dat hulle mense vergewe het. Daarom ook vroue na buite, as vroue buitekant is, as hulle besig is om te bid by die huis, geld dieselfde ook vir hulle. Maar hier is hy besig om spesifiek te praat oor hoe funksioneer die kerk van die Here Jesus hier waar ons by mekaar kom. Nou, hoe lyk die vroue? Weereens, waar is ons besig om te praat? Die kerk. Alright, so die kerk, die plek waar die vroue by mekaar gaan kom, baie duidelik, vroue en mans kom in die kerk by mekaar, baie duidelik vanuit die Bybel uit. Vroue en mans kan saam nagmaal gebruik. Vroue en mans is gelyk in God, maar hulle het verskillende rolle. Daarom, in die huwelik is 'n man die hoof, die vrou is onderdanig, die vrou is die helper, die man het sy vrou lief, soos wat Christus die kerk lief gehad het. En as die man die vrou lief het, soos Christus die kerk lief gehad het, dan is daar nie 'n probleem nie. Elke vrou begeer 'n man wat haar lief het, soos wat Christus die kerk lief gehad het. Is dit nie? Okay, so, daar's rolle, daar's plekke wat God sê, alles plaas ek julle gelyk, is daar 'n bepaalde rol wat julle moet uitvoer. Eerstens wat hulle moet doen, hulle moet baie pas op oor waaroor gaan hulle kerk toe. Wat is die rede hoekom hulle kerk toe gaan? Gaan 'n vrou kerk toe om te wys wat sy nuutste pakkie, wat sy nou net by Woolies gekoop het, of waar ook al daai spoggerige naam wees, waar jy gekom het, en jy wil half die badge wys, waar jy dit vandaan gekry het, of wat ook al. Of miskien koop jy dit by Timo, en is daar nie te bad nie, dan Timo is nie enige naam op nie, nee. Maar, dis die probleem, is dat mense kom kerk toe, en waaroor kom hulle kerk toe? Hulle kom kerk toe om te wys hoe
wonderlik hulle lyk. En dit is waaroor dit hier gaan. Hulle het hulle hare gedoen met goud en parels. Kan jy dit dink? Hulle hare is gedoen met goud en parels. Ja, en die goudjies uit en die parels hang daar uit. En hier sien jy Mrs. Godiva stap daar. In die gang en almal kyk en sê, "Ooh. Kyk vir haar." En sy dink by haarself, "Almal kyk vir my." Want dis hoekom sy is so aangetrek. Sy het so aangetrek want sy wil hê mense moet haar raak sien, die fokus moet op haar wees. Dis die probleem. Die probleem is dat mense kerk toe kom om die fokus op hulle self te laat val. Luister wat sê Jesaja. God praat deur Jesaja. Hy sê Jesaja 3 vers 16. Die Here sê omdat die vroue van Sion hoovaardig is, met uitgestrekte nek rondloop. Kan julle sien? Uitgestrekte nek rondloop en met verleidelike oë al trippel en wegstap. Stap hulle, trippel en wegstap, met ringe wat klingel aan hulle enkels. Soos hulle stap. Sal my Heer die vroue van Sion se skedels met skrifte aantas. Sal die Heer die vroue van Sion se skedels met skrifte tas. Daar waar haar wonderlike roem is en sy so bly oor haar kop wat bedek is met hare, sê die Here sal ek hulle skrif maak. Die Here sal hulle voorhoofde ontbloot. Hulle hare sal uitval. Hoekom? Want hulle hele lewens gaan oor hoe wonderlik is hulle. Is daar 'n probleem met mooi aantrek? Okay, so party van julle sê al klaar nee, terwyl julle geen teks het daarvoor nog nie. Alright, so wat sê Spreuke? Spreuke 31 praat oor die vrou. Hy sê die volgende: sy maak vir haar dekens, haar bokleed is van linne en purperrooi wol. So dis pragtige dier goeders wat sy maak. Hooglied 1 sê vers 10: hoe behoorlik is jou wange met stringe krale, jou nek met haalsnoere. Kom ons maak vir jou goue kettinge gestip met silwer. En dan sê sy, terwyl die koning by die feestafel is, versprei my nardes my geur. Sy lyk wonderlik, sy ruik wonderlik, daar's geen probleem nie. Jy sien dit in die Ou Testament. Jy kyk na vroue soos Rebekka, hoe sy aangetrek is. Hoe daar vraag oorlaai word met mooi dinge wat sy aantrek. Daar was nooit 'n probleem gewees met krale, met mooi goedes nie. Die probleem is, jy kom kerk toe om mense die fokus op jou te plaas. Dit is interessant genoeg wat die Here sê vir die vrou. In 1 Korintiërs 11 vers 7 sê hy die volgende: want 'n man moet die hoof nie bedek nie. Ons gaan so 'n bietjie daaroor gesels. Maar hier wil ek hê jy moet luister na hierdie gedeelte wat hy sê. Hy sê, want 'n man moet die hoof nie bedek nie, omdat hy die beeld en heerlikheid van God is, maar die vrou is die heerlikheid van die man. So, wat moet plaasvind is, die vrou se heerlikheid moet wees, my man word groot gemaak. Want dis wat sy doen. Die wonderlike vrou in Spreuke 31 is die een wat is die man sit daar in die poorte, word hy verheerlik as gevolg van sy vrou. Die vrou is daar en sy verheerlik die man. Vrou, is jy besig om daar jou man te verheerlik, of wil jy hê jouself moet verheerlik? Gaan dit oor jouself of gaan dit oor jou man te verheerlik? En dan gaan hy verder. Hy sê nie net al hierdie dinge wat jy moet aantrek nie. En nou as jy die kerk kom, nou kyk almal vir jou, nou staar mense na jou, hulle dink hoe wonderlik is jy. Nee, dit moet nie so wees nie. As jy kerk toe kom en jy vir jouself sê, waarom kom ek kerk toe vanmôre? Ek kom in aanbidding om die woord van die Here te leer. Dis hoekom ek kom. En dan sê hy verder, bedek jou. Dit beteken dat die manier hoe ek aantrek nooit vir iemand in die sonde mag lei nie. Okay? Die manier hoe ek aantrek moet op so 'n manier wees dat ek myself bedek het. Dis my ongelooflik. Ek dink baie keer vroue vergeet dit. 'n Vrou se liggaam is gemaak vir haar man. Net soos wat die man se liggaam vir die vrou.
Ek is nie daar om die hele wêreld my liggaam ten toon te stel. Nou moet ek vir jou sê, ons het 'n enorme probleem vandag. Want dit wat ek vir jou gaan sê, gaan onmiddellik vir jou sê, "Jesus Johan, jy's wetties." Terwyl ek moet vir jou sê, as die Bybel sê bedek jou, verstaan ek nie lekker wat aangaan nie. Dit voel vir my dat die kledingstukke vandag, hoe minder daar is, hoe duurder raak dit. Okay, so as jy min daarvan het, dan is dit asof dit 'n baie duur wyn is, want dan kos dit enorm duur. Dit is hoe mense vandag wil leef. As jy deesdae strand toe gaan, dan wonder jy by jouself, is daar geen meer mans, geen meer paas wat vir hulle dogters kan sê, "Dogter, ek wil nie jy moet so aantrek nie. Pa het 'n verstand van 'n man gekry. Daai is nie die manier nie." En almal wat my snaaks aankyk, en jy sê vir my, "Jesus Johan, jy moet nou regtig waar groei tot volwassenheid." Jou volwassenheid wil ek nie hê nie. Die volwassenheid wat ek soek is die Bybelse volwassenheid wat sê, "Vrou, bedek jouself. Jy moet jouself bedek." Daai man moet na niks kan kyk verder en sê, "Wow." Okay? Dis nie daar nie. Alright? Want ek het myself bedek. Ek is rein. Luister wat sê die Bybel. Matteus 5 vers 28. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Vir hoeveel kere in kerke is daar mans wat sonde doen om kerk toe te kom as gevolg van hoe die vroue aantrek? Kan jy dit dink? Dat vroue, mans, in posisies sit waar hulle besig is om te sondig, omdat 'n vrou aan homself behoorlik kan aantrek nie. En ek moet vir jou sê, die mens wat ek die grootste kwaadlik neem is mans. Jy weet hoe aan 'n man se koppe werk. Jy sê vir jou vrou en kinders, dis nie hoe ek wil hê julle moet aantrek. En dan moet hulle maar spring en liedjies sing tot hulle blou in die gesig is. Die Here het jou die man gemaak, trek jou broek aan en maak jou beld vas. Alright? Jy die opdrag van God. Jy beskerm jou vrou en jy beskerm jou dogters vir die wêreld wat daar buite kan sit, want hulle is absoluut roofsugtig en wil jou vrou en jou kinders verskeer. Beskerm hulle. Die Bybel sê jy moet pas op as jy iemand laat struikel, Matteus 18. Wie een van hierdie kleintjies, en hy praat met die gelowiges, wie een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit sal vir hom beter wees dat 'n maalklip van 'n donkie om sy nek gehang word en hy wegsink in die dieptes van die see, weer die wêreld as gevolg van die struikelblokke. Struikelblokke sal onvermydelik kom, nogtans weet die mens deur wie die struikelblokke kom. Nooit glo ek wil enige vrou 'n struikelblok wees vir 'n man nie. En dit geld in die kerk, maar dit geld ook na buite. Hoe kyk ek na myself? Wat trek ek aan? Want ek wil op die ou en hê, my man moet verheerlik wees, maar God moet verheerlik word deur my lewe. Hy gaan verder en hy sê vers 10, vir die vroue, jy wat godsvrug bely. Godsvrug daar, die woord het te maak met iemand wat ontzag het vir God. Iemand wat ontzag het vir God. Iemand wat God wil verheerlik. My lewe moet so wees dat ander mense as hulle na my kyk sal sê, wow, hierdie persoon is 'n goddelike vrou. Joh, kyk hoe lyk hierdie vrou, sy's goddelik in wat sy doen. En daarom sê hy, wat moet dit wees waarmee jy jouself aantrek? Wat moet dit wees wat jou gedrag, jou aantrek in jou gedrag, sodat mense na jou kyk en sê, joh, ons sien God in jou lewe. Luister na Petrus. Kom kyk saam met my na hierdie gedeelte. 1 Petrus 3 vers 3. Petrus 3 vers 3. Luister na hierdie gedeelte, daar staan, julle skoonheid moenie op uiterlike dinge berus nie, soos die vleg van hare, die dra van goue juwele, so dit moenie daarop berus nie. Mag jy dit doen? Ja, maar dit moenie daarop berus nie. As jy kerk toe kom, het dit 'n probleem as dit is wat jy alles wil doen voordat jy kerk toe gaan. As jy 'n probleem het om allerhande dinge te doen wat jy jouself moet mooi maak en jy kan nie by die kerk uitkom nie want jy wil jouself mooi maak, het jy 'n probleem.
Okay, sit 'n lappie om jou kop en kom. Want jy het nodig om kerk toe te kom. Okay, so die vleg van hare, die dra van goue juwele of die aantrek van elegante klere nie, maar op dit wat in die mens se hart verborge is, die onverganklike skoonheid van 'n sagge aarde en rustige gees, wat in God se oë baie kosbaar is. Wat wil ek jou sê, vrou? Wie was een van die mooiste dinge vir 'n man? 'n Vrou wat 'n saggeaarde, rustige gees het. Daar's niks erger as jy by die huis kom en jy sien vuur wat uit haar oë uitkom. Jy weet hier's chaos. Vanmôre gaan ek moeilikheid hê. Jy voel jy moes langer by die werk gebly het. Nee, 'n saggeaarde en 'n rustige gees is iemand, jy stap in en daar's net rustigheid. Dit is soveel lekker vir jou om by die huis te kom as rustigheid. Daar's 'n vrede wat in die huis is, want daar's 'n vrou van vrede wat in die huis is. En moenie vir my sê, jy ken nie my man nie. Hy is boosaardig. Laat hy in die deur instap. As ek nie mag gegeer is in absolute aggressiwiteit nie, dan loop hy oor my. Probeer om 'n saggeaarde en 'n rustige gees te hê en jy sal sien, daai man smelt soos botter in jou voetjies. Dis nie so nie. 'n Man kan nie beklei met 'n saggeaarde vrou nie. Hy like dit om te beklei met iemand wat met hom beklei. Dis waaroor ons nou net gepraat het. 'n Man is 'n persoon wat gebou is vir argumente. Hy's gebou daarvoor. Al sy lewe, hy soek 'n argument. En as hy nie 'n argument van sy vrou kry nie, maar net liefde en 'n saggeaardheid, hy weet nie wat om te doen nie, behalwe om te Stry is verby, beklei is verby. So as jy wil rustigheid hê, wees 'n vrou van rustige. Wees 'n vrou van saggeaardheid. En die Here sê, dit is kosbaar in my oë. Dit is vir my wonderlik. Dan vers 5 van 1 Petrus 3. So het ook die heilige vroue wat op God gehoop het, hulle self immers destyds versier, deur aan hulle eie mans onderdanig te wees. En ons sien dit hoe wonderlik dit is, dat Sara aan alles onderdanig is aan haar man. Selfs as 'n man van haar vra, hoor hierso, ek wil hê jy moet asseblief tog jouself voordoen as my suster, was hy ook daarin onderdanig. En wat doen God, omdat sy bereid is om onderdanig te word? God tree. Wil jy hê God moet intree in jou huwelik, met jou weerbarstige man? Wees die vrou wat hy van jou vra. Wees rustig, wees saggeaard. Verder, 1 Petrus 5, laat 'n weduwee op die dienslys geplaas word, as hy nie jonger as 60 jaar is nie, die vrou van een man was, as daar vir haar goeie werke getuig word, as sy kinders goed groot gemaak het, as hy gasvry was, as hy die voete van die heiliges gewas het, as hy mense in verdrukking bygestaan het, as hy haar toegespits het op elke goeie werk. Dit is die vrou se taak. Dit is wat die Here vir die vrou sê. Ek wil hê jy moet 'n versorger wees. En hy het die vrou so gemaak. Hy het die vrou so gemaak dat eintlik waar kry sy haar grootste vreugde? Nie in geld nie, nie in die dinge wat sy dra nie. Die vrou kry haar grootste vreugde as hy werklik waar tot diens is van haar gesin en mense rondom haar. Dis wanneer sy haar vreugde vind. Doen dit. Gaan uit en sê, wie wat, ek gaan begin om nood raak te sien. Ek gaan mense begin om te help. Ek gaan begin om te gee. En ewe skielik ontdek jy, jou lewe is vol vreugde. Lees, jy moet haarself toespits op goeie werke. Wonderlik, vrou se taak. Dan kom ons by vers 11 en ewe skielik los almal die plek en nou gaan almal maar buitekant toe. Want niemand hou van vers 11 nie. Die ergste is van vers 11 is, dat ek moet vir jou sê, dat as ons vandag vir mekaar moet sê, vers 11 is deel van die Bybel, en mense volg dit nie meer nie, het ons 'n probleem, dat daar soveel dwaling in die kerk vandag. Daar's dwaling in die kerk vandag, dat die basiese wat die Bybel sê, nie eens meer toegepas word nie. Kyk na vers 11. 'n Vrou moet haar stilweg laat onderrig, in volle gehoorsaamheid. Ek laat nie toe dat 'n vrou onderrig gee of oor 'n man gesag uitoefen nie. Sy moet haar stil laat gedra. Waarvoor is 'n vrou by die kerk? Net soos 'n man. Want die interessante genoeg is,
Nie alle mans het ook die taak tot onderrig nie. Daar's net sekere mans wat die taak tot onderrig het. En ek sien nie die res van die mans wat sê, dit is onregverdig, hoekom kan ek dit nie doen nie? Ek wil volgende week preek. Okay? Maar die Bybel sê, dit is geld vir alle vroue, en dan is daar 'n klomp mans wat nooit die taak van onderrig sal hê nie, in die kerk nie. Daar is net sekere wat dit sal hê. Maar die taak van man en vrou, en spesifiek hier het dit te maak met die vrou, ek wil hê die vrou moet daar wees, en ek wil hê sy moet onderrig ontvang. Ek wil hê sy moet kom om te leer. Die interessante is, baie keer, in die vroeë tydperk, baie keer het mense nie toegelaat dat vroue werklik waar kan kom sit en leer nie. Maar is een van die belangrike aspek wat die Here sê, hoorie, ek wil hê, daar moet 'n leringsproses wees, vroue moet leer. Luister na Maria, Lukas 10 vers 39. Sy het 'n suster met die naam Maria gehad, wat by die Here se voete gaan sit het, om na sy woorde te luister. Dis nie 'n mooi beeld. Sy het by die voete van die Here gaan sit, om na die woorde te luister. Maar Martha was besig om al die voorbereidings. Sy kom toe daarin staan. Here, pla dit hier nie, dat my suster my alleen los om te bedien nie. Wonderlik, nie? Daar's 'n ding, dat ou Marthakie wil graag hê die koekies en alles moet net reg wees, en die koffie moet reg wees, en alles moet wonderlik wees. Sy is besig daarmee. Maria is besig om net daar te sit en te luister. Nou, wat sal jy vir jouself sê? In 'n tydperk waar jy sal sê, hierdie tydperk was daarom verskriklik sjovanisties. En die Bybel is daarom baie sjovanisties. Wat sou jy verwag sou Jesus vir Maria gesê? Asseblief, Maria, gaan werk. Dis jou taak. Wat sit jy hier en niks doen? Is dit wat Jesus vir haar sê? Hy sê, Maria was besig met al die dinge. Hy sê, 41, maar die Here antwoord haar, Martha, Martha, jy kwel en ontstel jou oor baie dinge, maar net een ding is noodsaaklik, en Maria het die goeie deel gekies. Dit sal nie van haar af weggeneem word nie. Sy luister na my. Daar's niks belangriker as luister na my nie. Al die ander dinge is side issues. Jy kom kerk toe om te luister na die woord van die Here. Voor ek verder gaan, moet ek eers 'n klomp goed antwoord, want ek weet, daar's vandag so baie mense wat praat oor, ja, maar onthou, daar was mense, vroue in die Ou Testament, en daar was vroue gewees wat ook dinge gedoen het. Alright, so, kom ek antwoord net dit gaan. Daar was nooit in die Bybel 'n vrou wat 'n priester was nie. Ek dink almal is met my daaroor eens, okay. Daar was nooit 'n vrou in die Bybel wat 'n weermag gelei het nie. Ek dink almal is redelik erg daaroor, behalwe Deborah, wat op 'n stadium deur die generaal geroep word en gesê die generaal. Nou, Deborah, waar vind hierdie verhaal plaas? Want dit is belangrik. Daar's twee vroue wat ek bietjie wil oor gesels, want dit is belangrik dat ons na hulle kyk. Die een is Deborah. Deborah lewe in die tydperk van die rigters. Goddelose tydperk. Alright, goddelose tydperk. Gaan lees Rigters. Jy sal sien waarvan ek praat. In daai tydperk is Deborah daar. Deborah beteken bytjie. As jy nog nooit dit gehoor het nie, vanmôre hoor jy. Haar naam is Bytjie. Haar man se naam is Vlam, en die generaal van die plek, Barak, se naam is Weerlig. Jy het vir Weerlig, jy het Vlam en jy het Bytjie. En jy dink by jouself, en ek beloof vir jou, al daai goedes wat daar te maak het te maak met God se soewereiniteit, God se keuse van name om wat vir jou uit te druk. Wat in die verhaal aangaan. So jy het verby, jy het vir Vlam en jy het vir Weerlig. Vlam laat toelaat By besig is om die volk te lei. Hy is besig met sy eie dinge. Alright. Hierdie kant het jy vir Weerlig. Dis 'n redelike storie. 'n Weerlig is 'n redelike storie. Hy is 'n man wat geraas kan maak. Nou kom hy by Deborah. Deborah gee vir hom die uitleg van die Here en sê, hoor hierso, jy kan oorlog gemaak, die Here gee die magte in jou. Wat sê Barak? Barak sê, ek kan nie alleen gaan nie, jy moet maar saam met my kom. Wat 'n patetiese figuur. Hy is die generaal van die weermag. Klein Deborah sit daar bytjie, zoom. Hy sê, ek kan nie oorlog toe gaan nie, ek het die bytjie nodig. So, wat druk God uit? Die manne van God is nêrens. Hy druk die toestand uit van die volk waarin hulle lewe. Daar's 'n ander vrou, Hulda. Sy was ook 'n profetes gewees. Nou Hulda lewe in die tydperk net na Manasseh dood is. Nou wie was Manasseh? Manasseh was 'n goddelose koning. Manasseh was so erg gewees dat hy sy eie seun op 'n brandstapel verbrand het tot eer van die gode.
Okay, dis wie hy is. Hy's 'n goddelose koning en hy lewe goddeloos. Hy kom aan die einde van sy lewe kom hy tot bekering. So wat se toestand sal jy dink is die volk op hierdie stadium? Chaos. Sy seun raak koning, sy naam is Joas. Joas word koning op die ouderdom van 8 jaar oud. Word hy koning. Kan enigiemand op 8 jaar koning wees? Daar's nie 'n manier nie. So wat sien jy van die volk op daai stadium? Hier is geen leierskap nie. Niks nie. Nou is Hilda daar. Hilda is die vroutjie wat dan vir hulle vertel hoorie wat hulle moet doen en wat sê God vir hulle. Die interessante van Hilda is, Hilda se naam beteken 'n muis of 'n klein diertjie. Shame. So dit wys vir jou nie dat al die vroutjies hier op hierdie stadium se name beeld vir jou uit. Hulle hoort nie in die posisie waarin hulle geplaas word nie, omdat God niemand anderste het nie. Dan is daar Miriam wat geprofeteer het. Hoe het sy geprofeteer? Sy het voor die vroue uitgedans en sy het die Here se naam groot gemaak. Sy het die Here se naam verkondig. Daarin het sy geprofeteer. Die verder is, wie is daar nog? Ons kan in die Nuwe Testament gaan kyk en jy kan miskien Filippus se dogters gaan doen. Gaan wys vir my waar het Filippus se dogters in die kerk opgetree. En dis die interessante. Wat is die konteks van dit waaroor dit hier gaan? Die kerk. Wat van Priscilla en Aquila? Priscilla was die vrou van Aquila gewees. Ons lees in Handelinge 18 vers 26 dat Apollos kom daaraan. En Apollos het die leer van die doop nie reg verstaan nie. Hy het nog gedink oor Johannes se doop. En dan gaan Priscilla en Aquila aan hulle onderrig hom. Hulle leer hom. So, kan 'n vrou saam met 'n ander man onderrig? Die Bybel sê ja. Mag dit in die kerk plaasvind? Nee, okay? So daar's 'n plek waar dit kan plaasvind, nooit in die kerk nie. Titus, wil jy saam met my gou lees? Titus 2. Titus 2 vers 3 en 4. Titus 2 vers 3 en 4. Net so moet ouer vroue se optrede wees soos dit heilig is betaam. Hulle moenie kwaadpraters wees of verslaaf aan wyn nie, maar moet onderrig gee in wat goed is, so hulle moet onderrig gee in wat goed is. Hoe doen hulle dit? Vers gaan aan. Sodat hulle die jong vroue kan leer om liefdevol teenoor hulle mans en kinders te wees. So waar moet die vroue mekaar leer? Hulle moet mekaar leer oor hoe kom jy en hoe is jy 'n goeie vrou vir jou man? Hoe is jy 'n goeie vrou en jy kyk na jou kinders? Dis die taak van ouer vroue om vir hulle onderrig te gee. Vers 5. Verstandig, kuis, toegewy in hulle huishoudings, goedaardig, onderdanig aan hulle mans, sodat die woord van God nie belaster word nie. Hulle moet die bestuurders van hulle huishouding wees. God gee jou daai taak as vrou om bestuur van dit te neem. Jy moet goed kyk na jou huis. Onderdanig wees jou man. Al hierdie dinge moet die ouer vroue vir die jonger vroue leer. Hoe hulle dit moet wees. So is daar 'n plek vir onderrig by 'n vrou? Absoluut. Bly binne kan die raamwerk wat God daar geplaas het. Kan sy autoriteit neem oor mans? Nooit nie. Okay? Dis baie belangrik. So in die huwelik het die Here vir jou, as jy getroud is, het hy vir jou man gegee. Jy moet onderdanig wees aan jou eie man. Moet jy onderdanig wees aan alle ander mans? Glad nie. As jy die kerk van die Here inkom, nou kom jy en jy leer en jy plaas jouself weer eens in onderdanigheid aan die leer, om te kan leer en om te kan ontvang. Nou sê mense, gou. Ek is seker daar's in die Bybel was daar vroue gewees wat moes bid en profeteer. Het hulle nie hoofbedekking gehad en dan kon hulle bid en profeteer nie? So kom ons gaan kyk gou na daai gedeelte. 1 Korintiërs 11. 1 Korintiërs 11. Ek moet vir jou sê, 1 Korintiërs 11 is die gedeelte wat die meeste misverstaan word. Ek het nie 'n idee nie, dit voel vir my dis redelik eenvoudig, maar dis 'n gedeelte wat so maklik misverstaan word.
Kom ons kyk na hierdie gedeelte vers 5. Praat hy met die vroue ook. Hy sê elke vrou wat met 'n onbedekte kop bid of profeteer, doen haar hoof oneer aan, want dit is presies dieselfde asof haar kop geskeur is. So, as hy bid of profeteer, moet sy iets op haar kop hê, né? Sê dit daar dat as in die kerk is. So weerspreek die gedeelte wat ons vanmôre gelees het. Nee, dit doen nie. So waaroor gaan dit hier? Dit gaan oor as 'n vrou bid of profeteer, moet sy iets op haar hoof hê. En een van die interessante dinge, wat die mense sê is, okay, so 'n vrou moet 'n bedekking op haar hoof hê teen alle tye, want dit lyk vir my dis wat die teks sê. Nou kom ons kyk na die vers verder. En ons lees 'n bietjie net die vers verder, dan gaan ek net dit verduidelik en dan wegstap, net omdat daar soveel dinge is wat mense nie verstaan nie. Kom ons lees van vers 10 af. Daarom moet die vrou ter wille van die engele 'n teken van gesag op haar kop hê. Nogtans bestaan 'n vrou nie apart van haar man nie, en die man nie apart van die vrou nie, in die Here. Want soos die vrou daar is uit die man, so ook is die man deur die vrou, maar alle dinge kom van God. So, hulle is gelyk in daai sin dat hulle van mekaar afkom. Nou vers 13. Oordeel julle self onder mekaar, is dit gepas vir 'n vrou om met 'n onbedekte kop tot God te bid? Leer juis die natuurlike orde julle nie, dat as 'n man sy hare lank dra, dit vir hom 'n oneer is nie. Nou, wat weet jy van as 'n man lang hare dra? Dan is dit 'n oneer vir hom. So wat weet jy onmiddellik van die konteks van hierdie gedeelte? Hoe het mans in die Ou Testament en Jesus en hulle disippels, het hulle kort of lang hare gedra? Lang hare gedra. So wat weet jy onmiddellik van hierdie gedeelte? Dit het te maak met 'n bepaalde kultuur. Dis die eerste, maar dit is meer as dit. Dan sê hy verder, maar as die vrou sy hare lank dra, dit vir haar 'n eer is, want lang hare is vir haar as 'n... Nou, sê vir my daai teks saam. Luister mooi na die teks. Luister, want lang hare is vir haar as 'n bedekking gee. So wat beteken dit? Vroue het lang hare as 'n bedekking ontvang. Anderste, moet ek vir jou sê, gaan jy nooit kan bid terwyl jy in die bed lê nie. En sê jy soos die ou mense hierdie dingetjies om hulle koppe gehad het. Nee, okay? So jy het 'n probleem met die teks. Die teks is redelik duidelik. Waaroor gaan die teks? Die teks wil hê dat vroue moet 'n bedekking hê. Wat het die Here normale bedekking vir vroue gee? Hulle hare. Wat is die konteks van die gedeelte? Die vroue in die tempels, en dis die interessante wat baie mense nie weet nie. Hulle praat oor kultuur. Besef jy dat die vroue in die tempels was die persone wat namens gode gepraat het ook? En wat het hulle gedoen? Hulle het hulle hare afgesny. Dan was hulle ook prostituie in die tempel gewees. So alles was in daai tyd gewees dat die vroue die absolute middelaars is in die gesprekke ook tot die gode. So die Bybel kom en hy sê, nee, dis nie hoe dit werk nie. God se orde is die man. Die man moet die lering gee. En dan, as daar vroue is wat van buitekant af kom, en dink by jouself, Sunny kom tot bekering. Sy kom uit die kultuur van die heidene uit, sy het haar hare afgesny, wat moet sy nou doen as sy vanmôre kerk toe wil gaan? Sy sit vir haar hoofbedekking op. Is die teks so moeilik? Dis baie duidelik, so, waaroor gaan die konteks? Mag 'n vrou bid en profeteer? Beteken, mag sy die woord verkondig? Ja, sy mag. Moet sy 'n hoofbedekking op hê? Nee, dit gaan oor die kerk. Gaan oor die kerk. In die kerk moet sy asseblief nie profeteer en bid nie. Sy moet daar stil bly. Maar buitekant kan sy profeteer en sy kan bid. En sy het hare gekry wat 'n bedekking is vir haar. Vandag is dit nie meer 'n ding in ons kultuur hier buitekant dat iemand dink as jy kort hare het nie. Jy kom uit die tempel uit. Is dit 'n probleem? Okay, so, wat as dit 'n probleem weer raak? Dan kom die kerk en hy sê ons is anders. Ons doen dinge anders. Die wêreld moet sien ons is anderste. Kom ons kyk nou nog 'n gedeelte dan net verder. 1 Korintiërs 14. 1 Korintiërs 14. In Korintiërs 14:34.
As jy vir my sê, Johan, maar is daarom net in 1 Timoteus 2 gelukkig. 1 Korintiërs 14, laat die vroue in die gemeente swyg. Swyg beteken stil bly. Dit is baie maklik, dit is eintlik 'n maklike vertaling, swyg, jy bly stil. Want hulle word nie toegelaat om te praat nie, maar moet hulle self onderwerp, soos die wet ook sê. Maar as hulle iets wil leer, laat hulle tuis hulle eie mans daaroor uitvra, want dit is 'n skande vir 'n vrou om in die gemeente te praat. So dis redelik eenvoudig. Ek kan nie verstaan dat daar behoort argumente wees nie. Die Bybel is duidelik daaroor. Dit moenie so wees nie. Ek hoor onlangs 'n persoon, nou praat ek oor hierdie hele gedeelte, nou sê die persoon vir my, nou maar wat van sending vroue? Wil jy vir my sê, 'n vrou mag nie gaan sendingwerk doen nie? As sy voor die kerk moet optree en preek, dan moet sy dit nie doen nie. En sy moet vir die man die kans gee, en as daar nie 'n man saam met haar gaan nie, moet sy nie gaan nie. Hoekom? Want dis wat God sê. Dis nie wat ek sê nie, dis wat God sê. Nou sê hulle, maar hoorie, hoeveel plekke sou mense die sendingwerk gedoen het? Imagine ons maak dieselfde argument. Ons het nodig dat die kerk moet aanhou floreer, en nou het ons 'n probleem met geld. Nou sê ons hoor die manne, hardloop almal ou Coca bazaars toe, dan gaan haal ons 'n klomp geld daar. Ons doen dit vir die regte redes. Is dit nie? Dit is net so absurd. Om te sê, God het 'n orde geplaas en nou sê ons, maar hier het ons 'n probleem. Kan God daai probleem oplos? Ja. Wat moet die kerk doen? Here, stuur mans. Stuur mans. Die vrou kan sy onderrig gee vir die kinders en daai help. Absoluut. Geen probleem nie. Maar sy kan nie in leiding staan van 'n kerk nie. Hoekom? Want God sê so. Daarom is daar nooit uitsonderings op God se reël nie. Jy hou daarby. Jy hou daarby want God sê dit is hoe dit werk. Daar's net een leier wat God gegee het. In die kerk van die Here Jesus het hy leiers gegee. Ons gaan praat oor die ouderlinge en alles wat daarmee saamgaan. Hulle moet die leiding neem, hulle moet onderrig gee, hulle moet geestelike toesig hou. Maar in die kerk van die Here Jesus mag net mans die lering gee. Hoekom? Omdat God dit so bepaal het. Dit gaan nie oor kan daar vroue wees wat beter is as mans nie. Sekerlik. Dis nie waaroor dit gaan nie. God sê, dis hoe ek dit wil hê. En deur die geskiedenis, mense, as jy instap in die 19de eeu en jy stap in die 20ste eeu toe kerke oral begin het om vroue weer in ampte te plaas en leiding te gee in die kerk, wat het gebeur met die kerke? Dwaling, dwaling, dwaling. Gaan kyk na die kerke oral wat sektes is, wat dwalings gedoen het. Wie dink jy was hulle leiers gewees? Vroue. Omdat God gesê, dis die orde. Daarom sê die kerk van die Here Jesus, Here, as jy sê, dis die orde, dan hou ons by die orde. Ongelukkig sit ons vandag met groot meerderheid kerke wat nie eens 'n probleem mee het met die teks nie. Hulle is bereid om vroue toe te laat wat preek. As 'n vrou preek, dan stap ek uit. Hoekom? Omdat God sê, sy mag dit nie doen nie. Dis in stryd met wat ek sê sy mag doen. Nêrens moet die kerk dit toelaat nie. Want die kerk moet sê, ons kerk is gebou op die woord van God. En as die Here vir ons sê, dis hoe jy dit doen, dan doen ek dit so. En dit maak nie saak in watter kerk ek buite gaan op vakansie nie. As daai kerk nie hou by die woord van God nie, dan kan ek nie daar wees nie. Maak nie saak of die res van die goeders lekker lyk nie. Want God se woord staan bo enigiets anderste. Mans, sê bid, wat moet jy doen? Sorg dat jy skoon is. Vir die Here vra, vergewe my. Vrykom. Die manier hoe jy jou vrou hanteer, dat jy vry is. Vroue, wat is jou taak? In die kerk, jy kom daar om te leer. Jy kom nie daar om die mense jou nuutste mode te wys nie, die nuutste hare te wys nie. Jy kom niks vir daar nie. Jy kom daar in absolute bewustheid, ek is hier om die woord van die Here te leer. Bedek jouself. Ek wil vir jou sê, daar buitekant in die wêreld gaan onmiddellik jou sien as iemand anderste. Ek wil jou 'n waarborg gee. As jy aantrek soos die Here wil jou hê en jy bedek jouself, gaan die wêreld daar buitekant sê, hierdie vrou is weird. Maar dis ons getuienis. Dis ons getuienis aan die wêreld daar buite. Die kerk van die Here Jesus Christus is anderste. En daarom in die kerk
het die Here bepaal die man gee leiding en die vrou plaas haarself in onderdanigheid saam met 'n klomp ander mans wat ook hulle self in onderdanigheid plaas en luister na die woord van die Here. Die teks is duidelik, is dit nie? Wonderlik. Gaan leef dit. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om na u woord te luister en te sien, Here, dat u nie doekies omdraai nie. Dit is reguit. Dit is duidelik. En Here, ons lewe in 'n era wat ongelooflik sedeloos is. Ons kyk rondom ons kyk hoe jong dogters aantrek, hoe vroue aantrek. En ons kan nie glo ons het so sedeloos geword. Maar Here, U roep ons om in hierdie wêreld waarin ons lewe anders te wees. Uit te staan, anders as die wêreld. Anders aan te trek as die wêreld. En ek bid, Here, vir elke vrou wat vanmôre hier is, dat hulle die woord sal raak sien, dat hulle sal besef, dis nie Johan Lou wat dit sê nie, dis U wat dit sê, en dat hulle self onder die woord sal plaas, en in gehoorsaamheid daaraan sal gaan leef. Ek bid vir elke man vanmôre, Here, dat ons sal ophou stry oor die grootste puffel, die grootste gemors, dat ons sal hou by die woord van die Here, dat ons in liefde met mekaar sal wees, dat ons sal leer vanuit die woord, dat ons mekaar sal teregwys vanuit die woord uit. En Here, dat U naam verheerlik sal word. Ek bid vir ons as gemeente, o Here, verander ons, maak ons nuut, maak ons asseblief 'n instrument in die hande, mag ons uitgaan in die wêreld en mense oproep en sê, daar's 'n lewende God, jy het nodig om tot inkeer te kom, jy staan onder die wraak van God. Gebruik ons, tot uitbreiding van die koninkryk. En Here, mag U naam verheerlik word deur elke man en vrou, seun en dogter. Amen.